Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag die 19de Mei 2025, begin van 'n nuwe week. Mag dit vir julle 'n wonderlike week wees, vriende, 'n week wat al sy uitdagings uit die aard van die saak het. Maar mag dit 'n week wees waar die Here julle lei met al julle keuses en julle besluite. Elke week word ons oorlaai met besluite, keuses wat ek en jy moet maak, en mag die Here jou lei in hierdie week spesifiek om die regte besluite te neem. Die besluite te neem wat die wil van God reflekteer. Wat in Onse Vader gebed staan, laat die wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. En wanneer ek en jy aan God behoort ons altyd te vra, Here, wat is u wil vir my lewe? So mag God se wil vir jou in hierdie week in jou lewe geskied, soos hy jou dan ook lei deur sy gees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, dankie vir nog 'n week, dankie vir nog geleenthede, dankie Here vir uitdagings wat voor ons is, dankie vir wonderlike tye Here wat ons kan saam geniet in ons werksplek, met ons kollegas, met ons ouers, met ons vriende, met ons kinders. Here, baie dankie daarvoor, dankie vir u liefde onvoorwaardelik aan elkeen van ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle inderdaad genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, omdat julle Jesus ken en omdat julle die Heilige Gees ken. Vriende, ons is nog steeds hier so in Spreuke 23 en ons is nog steeds daar by die gedeelte van vers 19 waar daar staan: luister my seun, soek die regte insig, dubbelpunt. Luister my seun, luister my dogter, luister my kinders, kan ons sê, soek die regte insig, dubbelpunt, en dan pak hy hom uit. Bly op die regte pad, dit is hoe jy die regte insig kry, né? Soek die regte insig deur op die regte pad te bly. Moet jou nie ophou met syplappe en vrate nie. Wees gehoorsaam aan jou vader en moeder. Jy is hulle kind en moet hulle nie verag nie as hulle oud word nie, né? Bly op die soek die regte insig, dubbelpunt, né? Dit is die goed wat die Spreukedigter kom sê, belangrik is dat ek en jy op ag slaan, né? Hou by die waarheid, moet daar nie van afstand doen nie. Hou by wysheid, by selfbeheersing, by insig. Luister my seun, my dogter, soek die regte insig. As jy op die regte pad bly, doen al hierdie goed. Hou by die waarheid, moet daar nie van afstand doen nie. Hou by wysheid, by selfbeheersing, by insig, by reg doen. Mag jou vader en jou moeder ook vreugde vind in jou doen en laat. En dan kom hy by die volgende gedeelte. Nou vriende, hierdie gedeelte, dink ek is in ons tyd met sy morele verval ongelooflik belangrik. Want ek dink, die tyd waarin ons is, vriende, ons almal is daarin vasgevang. Dit is kitsbevrediging. Kitsbevrediging. As 'n ding nie werk, gooi jy hom weg. Dit is in huwelik is so, en verhouding so, as dit nie lekker werk nie, kom ons raak ontslaaf van. Dit is die tyd waarin ons lewe. Dit is wat dit aanbetref, die tyd is dit nie 'n goeie tyd nie. Nou kom sê die Spreukedigter al 'n paar duisend jaar terug: glo my seun, en onthou wat ek jou leer, né? Onthou, hy het al daarbo gesê, soek die regte insig. Nou kom hy weer, nou sê hy, glo my seun en onthou wat ek jou leer, dubbelpunt. Maar ek wil nie net sê hierso seun nie. Ek wil ook sê, glo my dogter, en onthou wat ek jou leer, dubbelpunt. 'n slegte vrou is soos 'n gevaarlike afgrond. 'n slegte man is soos 'n gevaarlike afgrond. 'n ander man se vrou is soos 'n put waaruit jy nie kan kom nie. 'n ander vrou se man is soos 'n put waaruit jy nie kan kom nie. Sy of hy lê op die loer soos 'n rower. Sy of hy laat die een man of vrou na die ander 'n egbreker word. Nou vriende, ek dink in die tyd waarin ons lewe, en ek is baie keer so, of dit nou in die gym is, of dit in die werksplek is waar ons is, word ons geweldig blootgestel aan aantreklike mense, die hele tyd, né? En daarom is 'n waardesisteem so belangrik. Daarom is dit wat die Spreukedigter in vers 19 sê, my seun, my dogter, soek die regte insig.
Waar hy vir ons kom sê, liewe vriende, dat ons moet wysheid najag, selfbeheersing najag. Kom dit in, want dit gaan hier oor seksualiteit. En in die tyd wat ons lewe, liewe vriende, is dit so gemaklik, né? Dit is net so tjoef-tjaf. En dan spring jy een met die ander een in die bed. Dit is op TV is dit oral, Flix is dit oral. Ek en jy weet van baie van ons vriende, familie wat dit dieselfde doen, en ek dink wat hy net vir ons kom sê is besop daarvoor. Vriende, die dilemma is, dink ek, as jy dit een keer gedoen het, kom 'n tweede keer maklik, kom 'n derde keer maklik, en dan stom soos om tee en koffie te drink. En later weet jy nie eens meer wat is verkeerd nie, né? Hy kom sê maar net, hy kom sê besop, want hy tipeer dit as 'n slegte vrou en 'n slegte man. Ek sit nou sommer die man by, né? 'n Slegte man en 'n slegte vrou. Dit is 'n put waaruit jy nie kan kom nie. En vriende, julle weet dit, baie van julle kom uit verhoudinge uit so waar die hele gesin verwoes is. Die kinders is verwoes, jou familie is in twee geskeur, jou vriendekring is in twee geskeur. Natuurlik is daar, liewe vriende, moet ons vir mekaar mos nou kom sê, rede is ook, as daar 'n patologie in 'n huwelik is, moet jy uitkom. Absoluut, jy moet uitkom, as die twee dinge nie, maar baie keer is dit nie dit nie. Baie keer gaan dit net, dit is so 'n aantreklike man, dit is so 'n aantreklike vrou. Ek wonder daarom, en dan die oomblik as jy begin wonder, dan is jy daar maar weer in die tuin van Eden met ou Adam en Eva, né? Ek gaan dit daar los. Hy sê maar net besop. Dan gaan hy aan en dan sê hy die volgende. Of miskien moet ons dit daar, miskien moet ons gaan met die volgende keer aangaan nie meer. Ek dink kom ons sê net vir mekaar, in die tyd waar seksualiteit inderdaad baie goedkoop geword het, moet ons baie mooi kyk. En weer eens, ek wil maar met julle vrouens praat. Ek weet nie, ons mans is maar inderdaad die swakker geslag, hoor. Jesu vrouens, girls, julle het die hele samelewing in julle hande, en is onregverdig, dit is so. Maar ons arme mans, ek sê net vir jou, as hy 'n mooi vrou sien, dan is dit asof hy sy kop verloor partykeer, né? So julle is regtig die ruggraat van 'n samelewing. En ek bid baie vir ons vrouens. En ek bid vir ons mans ook, maar dit is asof ons mans amper sê ek nou 'n verkeerde ding, maar kom ek sê dit maar, dit is asof die man se broeke afval, heeltyd, né? En ek dink, ons vrouens, as ek vir julle mag sê, en ek amper cap ek julle met 'n onregverdige cap, is om te sê, groot asseblief, hou die manne op hulle plek. Hou die manne verantwoordelik. Sê vir hulle, nee, Boeta. Nee. Ek dink die vrouens hou 'n groot iets oor seksualiteit in hulle hand, en ook in 'n tyd waar alles gaan oor behoeftebevrediging, onmiddellike behoeftebevrediging, wil ek regtig vir julle bid en vir die Here vra om vir julle krag te gee, want seksualiteit is 'n kragtige ding by 'n man en by 'n vrou, né? En so maklik loop die goed op daai vlak radikaal verkeerd en bitter vinnig. Daarom as jy getroud is, wees altyd jy's getroud. Vra die Here om jou te help en moenie toelaat dat 'n derde party daar inkom. Julle wat nog nie getroud is nie, kyk mooi na julleself. Soek 'n soulmate, nie 'n seksmate nie. Seksmate kan jy oral kry. 'n Soulmate is skaars, en baie keer omdat die mense 'n seksmate soek, mis hulle soulmate. En ek persoonlik dink dit is hoekom daar so baie egskeidings is, omdat dit in die begin het die seksualiteitsgoed verkeerd te gaan. Dit gaan oor die seks, maar daai 'n six-pack, die girl is ongelooflik mooi gebou, en dan op die ou ende soek jy die soul, dan is daar nie 'n soul nie. So ek wil ook vir julle sê wat nog nie getroud is, kyk baie mooi daarna, kyk na 'n soulmate, en dit beteken dat jy die seksuele moet uitstel tot later. Dit is nou as ons kinders is van die Here. As jy nie 'n kind is van die Here nie, wel, dan het jy mos nou nie 'n waardesisteem van 'n aard eintlik nie, né? So jy moes maar eintlik die een wat die waardesisteem bepaal. Maar mag die Here vir jou en my as mans en vrouens help. Ag, dit is nou sommer my 5 sent vandag uit hierdie stukkie uit, hoor. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.